Okay, ons gaan aan met Jeremia 39. In die 9de jaar van Sedekia, die koning van Juda, in die 10de maand het Nebukadneser, die koning van Babel, met sy hele leer na Jerusalem gekom en hulle het dit beleer. In die 11de jaar van Sedekia het in die 4de maand, op die 9de van die maand, is die stad ingebreek. Toe het hulle al die vorste van die koning van Babel gekom, gaan sit in die middelste poort, naamlik Nergal-Sareser, Samgar-Nebo, Sargem, die Rabsaris, die Nergal-Sareser en die Rabmag, en al die ander vorste van die koning van Babel. En toe Sedekia, die koning van Juda, al die krygsmanne hulle sien, het hulle gevlug in die nag uit die stad, getrek op pad na die koning se tuin deur die poort tussen die twee mure, en hy het uitgetrek op die pad na die vlakte toe. Maar die leer van die Galdeërs het hulle agterna gejaag, en Sedekia in die vlaktes van Jerigo ingehaal, en hom gevang, en hom gebring na Nebukadneser, die koning van Babel, na Ribla, in die hand van Hamat, en hy het vonnis oor hom uitgespreek. En die koning van Babel het die seuns van Sedekia voor sy oë in Ribla geslag, en ook het die koning van Babel al die edeles van Juda geslag. En hy het die oë van Sedekia laat verblind, en hom met koperkettinge geboei, en om hom na Babel te bring. En die Galdeërs het die paleis van die koning en die huise van die volk met vuur verbrand, en die mure van Jerusalem het met hulle omgegooi. En die deel van die volk wat nog in die stad oorgebly het, en die oorlopers wat na hom oorgeloop het, en die deel van die volk wat nog oorgebly het, het Nebuzaradan, die owerste van die leidwag, in ballingskap weggevoer na Babel toe. Maar van die arm mense wat niks gehad het nie, het Nebuzaradan, die owerste van die leidwag, in die land van Juda laat agterbly, en aan hulle wingerde en landerye in die tyd gegee. Maar aangaande Jeremia het Nebukadneser, die koning van Babel, bevel gegee, deur middel van Nebuzaradan, die owerste van die leidwag, en gesê: neem hom en hou jou oë oor hom, en doen hom geen kwaad nie, maar doen met hom soos hy jou sal sê. Toe het Nebuzaradan, die owerste van die leidwag, en Nebuchadnezzar en Rabsaris en Nergal-Sareser en Rabmag en al die bevelhebbers van die koning van Babel hulle het gestuur. En Jeremia het Jeremia uit die voorhof van bewaking laat haal en hom oorgegee aan Gedalja, die seun van Ahikam, die seun van Safan, om hom huis toe te bring. So het hy dan onder die volk gebly. Ook het die woord van die Hemelse Vader tot Jeremia gekom, terwyl hy in die voorhof van bewaking opgesluit was, naamlik: gaan en spreek met Ebed-Melech die Kasiet, en sê: so spreek die Hemelse Vader van die leerskare, die God van Israel: kyk, ek bring my woorde oor hierdie stad ten kwade, en nie ten goede nie, en dit sal voor jou oë vervul word in die dag. Maar ek sal jou in die dag red, spreek die Hemelse Vader, en jy sal nie oorgegee word in die hand van die manne vir wie jy bang is nie. Want ek sal jou sekerlik laat vry raak, en jy sal deur die swaard nie val nie, maar jou siel sal vir jou 'n byt wees, omdat jy op my vertrou het, spreek die Hemelse Vader. Tot sover. Okay, ons gaan aan met Jeremia 40. Jeremia gaan na Gedalja by Mispa. Die woord van die Hemelse Vader het tot Jeremia gekom nadat Nebuzaradan, die owerste van die leidwag, hom vrygelaat het uit Rama, deur hom te laat haal, terwyl hy met kettinge geboei was onder al die gevangenes van Jerusalem en Juda, wat in ballingskap weggevoer sou word na Babel toe.
Die owerste van die leiwag het naamlik Jeremia laat haal en vir hom gesê, die Hemelse Vader jou God het hierdie onheil oor hierdie plek gespreek, en die Hemelse Vader het dit laat kom en gedoen soos hy gespreek het. Omdat julle gesondig het teen die Hemelse Vader en nie geluister het na sy stem nie, daarom het dit oor julle gekom. Nou dan kyk, ek ontslaan jou vandag uit die kettinge wat aan jou hande is. As dit goed is in jou oë om saam met my na Babel toe te gaan, kom en ek sal my oog oor jou hou. Maar as dit verkeerd is in jou oë om saam my Babel toe te kom, laat dit staan. Kyk, die hele land lê vir jou oop. Waar dit goed en reg is in jou oë om te gaan, gaan daarheen. En toe hy nog nie omgedraai het nie, sê hy, gaan dan terug na Gedalia, die seun van Ahikam, die seun van Safan, wat die koning van Babel oor die stede van Juda aangestel het, en woon by hom onder die volk, of gaan waar dit ook al reg is in jou oë om te gaan. Daarop het die owerste van die leiwag vir hom padkos en 'n geskenk gegee en hom laat gaan. En Jeremia het by Gedalia, die seun van Ahikam, in Mispa gekom en by hom gewoon onder die volk wat in die land oorgebly het. En toe al die owerstes van die leers wat in die veld was, hulle en hulle manskappe hoor dat die koning van Babel Gedalia, die seun van Ahikam, oor die land aangestel het en dat hy aan hom manne en vroue en kinders toevertrou het en van arm mense van die land van wat nie in ballingskap weggevoer is na Babel nie, het hulle na Gedalia gekom in Mispa, naamlik Ismael die seun van Natanja, Johanan en Jonathan, die seuns van Kariag, en Seraja, die seun van Tanhumet, en die seuns van Ifai, Nofotatit, en Jesanja, die seun van Magatit. Hulle het hulle en hulle manskappe. En Gedalia, die seun van Ahikam, die seun van Safan, het vir hulle en hulle manskappe gesweer en gesê, wees nie bevrees om die Galdeërs te dien nie, bly in die land en dien die koning van Babel, dan sal dit goed gaan met julle. En ek self, kyk, ek woon in Mispa, om voor die Galdeërs te staan, wat na ons sal kom. Samel julle dan wyn en somervrugte en olie in, en gooi dit in julle bakke, en woon in julle stede, wat julle in besit kan neem. En ook al die Israeliete, wat in Moab en onder die kinders van Ammon, en in Edom, wat in al die lande was, het gehoor, dat die koning van Babel vir Juda 'n oorblyfsel nagelaat het, en dat hy Gedalia, die seun van Ahikam, die seun van Safan, oor hulle aangestel het. Daarom het al die Israeliete teruggekom uit die plekke waarheen hulle verdryf was, en in die land van Juda en Gedalia gekom in Mispa. En hulle het groot hoeveelhede wyn en somervrugte ingesamel. Maar Johanan, die seun van Kariag, en al die owerstes van die leers wat in die veld was, het na Gedalia gekom in Mispa, en vir hom gesê, weet u wel dat Baalis, die koning van die kinders van Ammon, Ismael, die seun van Natanja, gestuur het om u dood te slaan, maar Gedalia, die seun van Ahikam, het hulle nie geglo nie. Toe het Johanan, die seun van Kariag, in die geheim met Gedalia in Mispa gespreek en gesê, laat my tog gaan en Ismael, die seun van Natanja, verslaan, sonder dat iemand dit weet. Waarom sou hy u doodslaan en die hele Juda wat by u versamel is, verstrooi word en 'n oorblyfsel van Juda tot niet gaan. Maar Gedalia, die seun van Ahikam, het vir Johanan, die seun van Karea, gesê, doen hierdie ding nie, want jy spreek onwaarheid van Ismael. Tot sover. OK, ons gaan aan met hoofstuk 41. Ismael vermoor Gedalia en ander Israeliete en Galdeërs. Maar in die 7de maand het Ismael, die seun van Natanja, die seun van Elisama,
uit die koninklike geslag en uit die owerstes van die koning, en 10 man saam met hom by Gedalia, die seun van Ahikam, gekom in Mispa, en hulle het daar saam brood geëet in Mispa. Toe het Ismael die seun van Netanja opgestaan, en die 10 manne wat by hom was, en hulle het Gedalia, die seun van Ahikam, die seun van Safan, met die swaard verslaan. So het hy hom dan gedood, wat die koning van Babel oor die land aangestel het. Ook het Ismael al die Israeliete verslaan wat by hom by Gedalia in Mispa was, en die Galdeërs, die krygsmanne wat daar te vinde was, en op die tweede dag nadat Gedalia gedood het, sonder dat dit nog bekend was, kom daar manne van Sichem, van Silo en van Samaria, 80 man, met afgeskeerde baarde en 'n geskeurde klere, en alself stikkend gekerwe, wat hulle self stikkend gekerwe het, en spysoffer en wierook was in hulle hand, om dit na die huis van die Hemelse Vader te bring. Daarop gaan Ismael, die seun van Netanja, hulle tegemoet uit Mispa, terwyl hy aldeur loop en huil. En toe hy hulle teekom, sê hy vir hulle, kom na Gedalia, die seun van Ahikam. Maar toe hulle binne in die stad kom, het Ismael, die seun van Netanja, hulle gedood en in die put gegooi, hy en die manne wat by hom was. Maar onder hulle was daar 10 man wat vir Ismael gesê het, maak ons nie dood nie, want ons het verborge voorrade in die veld, koring en gars en olie en heuning. Toe het hy daarvan afgesien en hulle nie saam met hulle broers gedood nie. En die put waar Ismael al die lyke van die manne wat deur hom verslaan is langs Gedalia ingegooi het, was die wat koning Asa gemaak het tot verdediging teen Baesa, die koning van Israel. Die het Ismael, die seun van Netanja, volgemaak met die wat verslaan was. En Ismael het die hele oorblyfsel van die volk wat in Mispa was, as gevangenes weggevoer, die dogters van die koning en die hele volk wat in Mispa oorgebly het, en Nabursardan, die owerste van die leiwag, aan Gedalia, die seun van Ahikam, toevertrou het. Ismael, die seun van Netanja, het hulle as gevangenes weggevoer, en hy het weggetrek oor te gaan na die kinders van Ammon. Toe Jonan, die seun van Kareach, en al die owerstes van die leers wat by hom was, hoor al die onheil wat Ismael, die seun van Netanja, aangerig het, het hulle al die manne geneem en weggetrek om teen Ismael, die seun van Netanja, te veg, en hulle het hom aangetref by die groot water wat by Gibeon is. En toe die hele volk wat by Ismael was, Johanan, die seun van Kareach, sien, en al die owerstes van die leers saam met hom, was hulle bly. En die hele volk wat Ismael uit Mispa as gevangenes weggevoer het, het omgedraai en weer oorgeloop na Johanan, die seun van Kareach. Maar Ismael, die seun van Netanja, het van Johanan ontsnap, saam met 8 man, en weggetrek na die kinders van Ammon. Toe het Johanan, die seun van Kareach, en al die owerstes van die leers wat by hom was, die hele oorblyfsel van die volk geneem, wat Ismael, die seun van Netanja, uit Mispa as gevangenes weggevoer het, nadat hy Gedalia, die seun van Ahikam, verslaan het, naamlik manne, krygsmanne en vroue en kinders en hofdienaars, wat hy van Gibeon teruggebring het. En hulle het weggetrek en vertoef in Gerat Kimham, wat naby Bethlehem lê, en verder na Egipte te trek, vanweë die Galdeërs, want hulle was vir hulle bevrees, omdat Ismael, die seun van Netanja, Gedalia, die seun van Ahikam, verslaan het, wat deur die koning van Babel oor die land aangestel was. Tot sover. Ons gaan aan met hoofstuk 42. Jeremia waarsku die volk om nie na Egipte te gaan nie. Toe het al die owerstes van die leers aangekom, naamlik Johanan, die seun van Kareach, en Asaria, die seun van Hosaja, en die hele volk, klein en groot, en aan die profeet Jeremia gesê, laat ons smeking tog voor u kom en bid tot die Hemelse Vader, u God, vir ons,
vir hierdie hele oorblyfsel wat ons het as 'n klein klompie uit baie oorgebly het, soos U o ons sien, dat die Hemelse Vader, U God, ons bekend mag maak die pad wat ons moet trek en die saak wat ons moet doen. En die profeet Jeremia het hulle geantwoord: Ek hoor, kyk, ek sal tot die Hemelse Vader julle God bid, volgens julle woorde, en alles wat die Hemelse Vader julle antwoord, sal ek julle bekend maak. Ek sal vir julle niks terug agterhou nie. Toe sê hulle vir Jeremia: Laat die Hemelse Vader, U waaragtig en geloofwaardige getuie teen ons wees, as ons nie stip handel ooreenkomstig elke woord waarmee die Hemelse Vader, U God, U na ons toe sal stuur nie. Laat dit goed of sleg wees, ons sal luister na die stem van die Hemelse Vader, onse God, na wie ons U stuur, dat dit met ons goed kan gaan as ons luister na die stem van die Hemelse Vader, onse God. En aan die einde van die 10 dae het die woord van die Hemelse Vader tot Jeremia gekom, en hy het Jonan, die seun van Kareag, geroep, en al die owerstes van die leers wat by hom was, en die hele volk, klein en groot, en aan hulle gesê: So spreek die Hemelse Vader, die God van Israel, na wie julle my gestuur het, om julle smeking eerbiediglik voor sy aangesig te bring. As julle rustig in hierdie land bly, sal ek julle bou en nie afbreek nie, en julle plant en nie uitruk nie, want ek berou oor die onheil wat ek julle aangedoen het. Vrees nie vir konings van Babel vir wie julle bang is nie, wees nie vir hom bevrees nie, spreek die Hemelse Vader, want ek is met julle, om julle te verlos en julle uit sy hand te red. En ek sal julle barmhartigheid bewys, sodat hy hom oor julle sal ontferm en julle terugbring na julle land toe. Maar as julle sê, ons wil in hierdie land nie bly nie, sodat julle nie luister na die stem van die Hemelse Vader, julle God nie, en sê nee, maar ons sal na Egipte land toe trek, waar ons geen oorlog sal sien, of basyngeluid sal hoor, of honger na brood sal hê nie, en daar wil ons woon. Daarom hoor dan nou die woord van die Hemelse Vader, oorblyfsel van Juda. So spreek die Hemelse Vader van die leerskare, die God van Israel: As julle werklik julle aangesig rig om na Egipte te trek en weggaan om daar as 'n vreemdeling te vertoef, dan sal ek die swaard waar julle voor vrees, julle daar in Egipte land inhaal, en die honger waar julle voor bang is, sal daar in Egipte kort agter julle aankom, en julle sal daar sterwe. Ja, al die manne wat hulle aangesig gerig het om na Egipte toe te trek, om daar as vreemdeling te vertoef, sal sterwe, daar deur die swaard, die hongersnood en die pes, en daar sal vir hulle niemand wees wat vrygemaak of ontvlug van die onheil wat ek oor hulle bring nie. Want so sê die Hemelse Vader van die leerskare, die God van Israel: Soos my toorn en my grimmigheid uitgestort is oor die inwoners van Jerusalem, so sal my grimmigheid oor julle uitgestort word as julle na Egipte trek, en julle sal wees as 'n voorwerp van verwensing en verbasing, van vervloeking en van smaad, en julle sal hierdie plek nie meer sien nie. Die Hemelse Vader het oor julle gespreek, oorblyfsel van Juda: Trek nie na Egipte nie. Weet verseker dat ek julle vandag waarsku, want julle het gedwaal ten koste van julle lewe, dat julle my na die Hemelse Vader, julle God, gestuur het, met woorde: Bid tot die Hemelse Vader, onse God, vir ons, en net soos die Hemelse Vader, onse God, sal sê, maak dit ons so bekend, en ons sal dit doen. So het ek julle dit dan vandag bekend gemaak, en julle het nie geluister na die stem van die Hemelse Vader, julle God, naamlik na alles waarmee hy my na julle gestuur het nie. Weet dan nou verseker dat julle deur die swaard, die hongersnood en die pes sal sterwe in die plek waarheen julle verkies om te trek, om daar as vreemdeling te vertoef. Tot sover. Okay, ons gaan aan met hoofstuk 43. Jeremia word deur die volk saamgevoer na Egipte. En toe Jeremia geëindig het om die hele volk toe te spreek met al die woorde van die Hemelse Vader, hulle God, waarmee die Hemelse Vader, hulle God, hom na hulle gestuur het, naamlik al hierdie woorde, het Asaria, die seun van Hosaja, en Johanan, die seun van Kareag,
en al die vermetelde manne gespreek en aan Jeremia gesê, U spreek onwaarheid. Die hemelse Vader, onze God, het nie gestuur om te sê, julle mag nie na Egipte trek om daar as vreemdeling te vertoef nie. Maar Barag, die seun van Neria, het U teen ons op, om ons oor te gee in die hand van die Galdeërs, dat hulle ons kan doodmaak, en ons in ballingskap na Babel kan wegvoer. So het Johanan, die seun van Kareag, en al die owerstes van die leers, en die hele volk dan nie geluister na die stem van die hemelse Vader, om in die land van Juda te bly nie. En Johanan, die seun van Kareag, en al die owerstes van die leers, het die hele oorblyfsel van Juda geneem, en uit al die nasies waarin hulle verdryf was, teruggekom het om in die land van Juda te woon. Die manne en die vroue, en die kinders en die dogters van die koning, en al die mense van Nabersardan, die owerste van die leiwag, by Galdea, die seun van Ahikam, die seun van Safan, laat staan het, ook die profeet Jeremia en Barag, die seun van Neria. En hulle het na Egipte land getrek, want hulle het nie geluister na die stem van die hemelse Vader nie, en hulle het tot Tagpanhes gekom. Profesie van die verwoesting van Egipte land deur Nebukadneser vanaf vers 8. Toe het die woord van die hemelse Vader tot Jeremia gekom in Tagpanhes en gesê, neem groot lippe in jou hand en begrawe hulle in klei in die vierkant wat by die ingang van Farao se paleis in Tagpanhes is, voor die oë van die Israelitiese manne, en sê vir hulle, so spreek die hemelse Vader van die leerskare, die God van Israel, kyk, ek stuur en laat my knegt Nebukadneser, die koning van Babel, haal. Ek sal sy troon neersit bo op hierdie klippe, wat ek begrawe het, en hy sal sy pragttapuit daaroor uitspan. En hy sal kom en Egipte land verower, wie vir die pes bestem is, en vir die pes en wie vir die gevangenskap en wie vir die swaard, en vir die swaard. En ek sal vuur aansteek in die huis van die gode van Egipte, en hy sal verbrand en hulle as gevangenes wegvoer, en hy sal hulle wikkel in die land van Egipte, soos 'n herder hom wikkel in sy kleed, en hy sal daarvandaan in vrede wegtrek, en hy sal die klippelare van Bet-Semes, wat in Egipte land is, verbreek, en die huise van die gode van Egipte met vuur verbrand. Tot sover.